Here, dankie dat U getrou en regverdig is, die enigste lewende ware God. Daarom bid ek vanmôre dat U die engele nou om hierdie plek sal opstel, skouer op skouer, boor en onderdeur, en dat U self 'n muur van vuur rondom hierdie gebou sal wees. En dankie Here dat U in totale beheer is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Voor ek gaan begin, gaan ek eers gou sê, terwyl ek afgestaan, hier sit mense vanmôre met regtig probleme. Hier sit ouens met finansiële probleme. Hier sit ouens met huweliksprobleme. Hier sit ouens met gesondheidsprobleme. En jy kry nie 'n deurbraak nie. Want jy fokus op jou geld. Waar daar niks is nie. Jy fokus op jou huwelik. Jy fokus op jou gesondheid. Jy fokus nie op die Here nie. En voor jy nie jou oë van jou omstandighede gaan afhaal, gaan die Here nie jou situasie verander. Want ons is so vasgevang in ons finansies, dat jy aan niks anders te dink nie. Kry jou fokus terug op die Here, as jy God wil sien beweeg. Amen. Gelykenis van die saaiër, 2 Korintiërs 1:13, want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. Ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. My jongste meisiekind, julle het al gesien, sy is 18. Toe sy 3 jaar oud is, sit sy eendag so, en ek maak reg om te preek, en die Here sê vir my, kyk vir haar, en ek kyk vir haar. Hy sê, as jy nie daai kind kan raak preek nie, vergeet van preek. Ek is hier om jou raak te preek, ek is hier om vir jou die waarheid te gee. Want die probleem in hierdie dorp is, die groot misleiding is in die kerke. Nie in die bestuur, in die raad nie, in die kerke. Dis waar ons probleem lê. As my Bybel vir my sê, die aarde is in 6 dae gemaak, beteken dit, die aarde is in 6 dae gemaak. Klaar. Hoe? Ek weet nie. Ons sal eendag weet as ons in die hemel kom. As die Bybel sê, Jona was in 'n vis se maag, dan was dit 'n groot vis. Hoe? Ek weet nie. Die Bybel vir my sê, Jesus is uit 'n maagd gebore. Mens gesproke is dit onmoontlik. God said it, I accept it, that settles it. Klaar. As die Bybel so sê, doen ek dit. Matteus 22:29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Dit help jy wêreldse kennis, jy het nie die krag van, jy ken nie jou Bybel nie. Want ons is elkeen 'n geestelike geveg. Hoe gaan jy vir die Bybel sê, daar staan geskrywe, as jy nie weet wat in die woord staan nie? Los bietjie die selfoon, los bietjie sosiale media, maak tyd met jou Bybel. Matteus 4:4, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Die Bybel, Genesis 1, Openbaring 22. En die groot probleem vandag in die kerk is, ons preek dit nie. Ons haal sekere goed uit. Nou as jy 'n probleem het met 'n teksvers. Ek het vanoggend gepraat van seks is vir die huwelik gemaak. Great. As jy 'n probleem het daarmee, skeer hy bladsy uit jou Bybel. Dan gaan jy mos nooit weer plan. Maar een môre gaan jy die 2 buiteblaaie hê. En wat ons nie vandag gesê het nie. Die dag as jy voor die Here staan. 2 vrae aan jou gevra word. Wat het jy met Jesus gedoen? Wat het jy met die woord van God gedoen? Niks verder. Onthou dit. En wat ons moet besef, die Bybel is nie piekemix. Onthou toe ons kinders was piekemix, as jy maak vir jou kies gou af vir jou pad soms. Vat jy die een en daai. Die Bybel werk nie so nie. Dis die ware woord van God en hy's lewendig en hy's kragtig. Toe ek 2007, tussen 7.500 mans radikaal tot bekering kom. En om my steek sy Bybel so in die lug en hy sê it's alive. Toe dink ek hy lieg. Ek sê vanmôre vir daai woord is lewendig, want ek sit tyd daarin. Lukas 8:4. En toe daar 'n groot menigte vergader en die wat uit verskillende stede by hom aangesluit het, sê aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaiër het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val dit deel langs die pad en is vertrap en die voëls het van die hemel dit geëet. En 'n ander deel het op die rots geval en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. 'n Ander deel het tussen die dorings ingeval en die dorings het daarmee saam gegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 'n 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Ons ken almal die skrif van die gelykenis van die saaiër. Maar 2 goed moet jy vanmôre weet. Die saad is 2 goed. Saad is die woord wat uitgaan of is finansies. Ek gaan nie oor finansies praat nie. Want ons saai baie keer ons finansies in dooie grond en jy gaan geen opbring. Die saad is die woord. As die Bybel praat van die grond, dan is dit die hart. Die Here praat van die mense hart vanmôre. En die probleem is, jy kry 'n harde hart, jy kry 'n vlak hart, jy kry 'n verdeelde hart, jy kry 'n goeie hart. Wat se hart het jy vanmôre? My verduideliking, vers 5, ek het sommer my Bybel, vers 5,
na vers 12 toe so oorgetrek, dat jy kan sien wat loop saam. 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai. Toe die saai, dit saai, val dit deel langs die pad en is vertrap en die voëls van die hemel het dit opgeëet. Lukas 8 vers 12. Die langs die pad is die woorde. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Daar is dit duidelik. Iemand met 'n harde hart kan nie gered word. Al wat jou kan red is 'n krisis. En ek is lief om dit te bid, ek moet ongelukkig bely. My vrou en ek beklei gereeld, want ek sal vinnig bid, jy, dat die duiwel jou gou 5 minute deur die hel trek, want dan sal jy tot bekering kom. En daarom moet ons weet, mense tussen ons het 'n harde hart. Iets het gebeur in sy lewe en hy het seer gekry, en hy het sy hart verhard, maar nie teenoor ons nie, teenoor die Here. Hy kry 'n woord, onmiddellik stel die duiwel. Hy kan nie gered word nie. Regtig, want die Bybel sê, hy kan nie gered word nie, want sy hart is hard. Die woord maak geen indruk op hom nie. Geen. Jy kan vir hom sê, daar is die hemel, daar sê hy, dan sê hy, wat nog? Jy kan vir hom sê, by jou dood gebeur, begin jou ewigheid. En daarna, so hulle geen nie, die woord maak nie impak. Hulle het geen belangstelling in die woord van die Here, want sy hart bly hard. Jy kan maar raai om maak wat jy wil. Hy het geen vrees vir God nie. Hy lewe soos hy wil, hy maak wat hy wil, hy sê wat hy wil. Hy is untouchable. Al wat daai ou kan red, is 'n massiewe krisis. Amen. En as jy so iemand in jou lewe het, bid maar vir daai krisis om te kom. Want ja, daar's 'n krisis wat jou na God toe sal draai. Die volgende een is 'n vlak hart. Lukas 8 vers 6. En 'n ander deel het op die rots geval. En nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Hy gaan na vers 13 toe, Lukas 8 vers 13. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Vlak hart. En julle moet, ek is nie judgmental nie. Ek was op 4 van Omega se kampe, die eerste keer 7.500, toe 22.000, toe 100.000, toe ons 400.000. Dit het nie gewerk nie, sorry. Waar is daai 400.000? As daai 400.000 radikaal die woord van God gevat het, en net sy vrou en een kind gaan werk het, en hulle gedraai, moes hy 1,2 miljoen mense na die Here toe gedraai. Daar moes herlewing in Suid-Afrika kom. Dit het nie gebeur. So die meeste van dames het die woord gehoor, hulle was bly, want die vuur van God het geval. Daar het ons radikaal tot bekering gekom. En 2 dae later, toe dis alright. Dis nou maar, ek sal wag vir die volgende. So hy moet heeltyd bietjies kry. Dit gaan vir hom oor vleeslike goed. Geen diepte nie. Geen diepte nie. God se woord kan nie in sy lewe wortel skiet nie. So hy doen nie moeite met God se woord. Die woord, ja, dis alright. Dit is soos water wat jy op een se rig. Hy hoor dit, hy vat dit, dan loop dit af. Geen stabiliteit nie. Hy gaan soos die wind omwaai. Saam met die Christene praat hy Christenie, saam met die heidene vloek en skel hy. Hy is 'n halfhartige Christen. Dus, as die moeilikheid kom, hy verloor die Here onmiddellik. Ek vra weer, wat se hart het jy vanmôre? Sodra verdrukking kom, vou hy soos 'n ou 2 rand noot. En daarom moet jy weet vanmôre, niemand van ons gaan eendag voor die Here staan en sê, maar ek het nie geweet. Niemand. Want daar is sosiale media, daar's die woord gaan uit. Wat maak jy met die woord? Dan 'n verdeelde hart, Lukas 8 vers 7. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval. En die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. Ek het hom na vers 14 toe gevat. Lukas 8 vers 14. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het. En hulle gaan weg en word verstik deur die sorge van rykdom en die genietinge van die lewe en dra geen ryk vrug nie. So hy hoor die woord. Hy vat hom en halfpad gooi hom weg. Hoor kom mooi. 1 Johannes 2 vers 15. Moet nie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. 1 Johannes 2:16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Jy moet onthou vanmôre, wat wil die duiwel by jou hê? Net jou oor en jou oë. Is al wat hy wil hê. Wat doen hy? Hoor gou hier. Wat doen jy? Ek gaan luister. Kyk hier. Kyk bietjie daar advertensieveld. Wat sê hulle vir jou? Kom kyk gou hier. Wat doen jy? Jy gaan. Dis wat die duiwel met ons doen.
Gaan jy dit verder toelaat? Want as jou oor nie gerig is op die Here nie, en die stem van die Heilige Gees nie, gaan jy dit mis. As jou oor nie op die Here is nie, gaan jy soos Petrus sink in 'n rowwe water. Die duiwel gaan alles in sy vermoë doen. Ons wag vir die wegraping. Ek is 'n voorstander van Pieter, jy kan my kom, maak wat jy wil. Ons gaan wegraap word voor die moeilikheid kom. En ons verwag dit. Nou dink jy die duiwel het nie idee, hy kan nie, soos ons ook, hy weet dit kom. Hy gaan alles in sy vermoë doen, om jou wêreld met mekaar uit te skeur. Jou keuse. En as jy nie vir jou huwelik bid nie, hy gaan kom vir hom. 1 Johannes 2:17, en die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hierdie ou se probleem is liefde vir die wêreld. Dit gaan oor materiële goede. Ek wil geld maak, ek wil ryk word, ek wil gesien word, ek wil erken word. So geen erkenning nie, geen. Dis ou wat een voet by God staan, een voet in die wêreld. Tussen ons kan hy 'n Christen wees, die ander wil hy graag in die wêreld wees, maar sy loyaliteit lê in die wêreld. Wie wat is die gevaarlikste van hierdie ou met die hart? Hy dink hy's gered, maar hy's verlore. Die meeste mense vanmôre in 'n kerk dink hy's gered. Ek sê gister vir Christus, ons gaan eendag in die hemel staan. Jy gaan baie min kerkmense sien. Jy gaan prostituie en tollenaars daar bo sien. Amen. So jy moet seker wees, jou saak met God is reg. Ek doen nie in 'n mens verandering nie. Ek het die laaste tyd die Here reg, ek het baie gery en dit is vir my voorreg. Ek is dankbaar, ek lewe my passie uit. En nou vra ek my Len, maar aan wie doen jy verantwoording? Onder wat se kerk staan jy? Ek sê ek staan nie onder kerk, ek staan onder die Here. Amen. So ek moet in die Here verantwoording doen. Amen. En daarom moet ons ophou worry wat sê mense. Kry mense uit jou kop uit. As jy wil hê mense moet jou like, dan is die Bybel gaan verkoop romans. Regtig, dit werk. Almal gaan vir jou, almal gaan vir jou praat. Raak ernstig met die woord. By hulle, hy's nie gered nie. Hy dink hy's gered, maar hy's verlore. God en sy woord is nie 'n prioriteit vir hom nie. Glad nie. Hy's nie ernstig met die Here nie. Hy doen nie wat die Here vir hom sê nie. Hy sal doen wat hy wil. Die ergste is, daar dra geen vrug nie. Hy's onvrugbaar in die koninkryk van God. Hy het nie vrugte wat hy dra. Nie 'n vrotvrugte. Ouens wat verlore is. Dan kom ons by 'n goeie hart. Lukas 8 vers 8. En ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Vers 15. En wat in goeie grond geval het, dit is hy wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n eerlike en 'n goeie hart gehou het en met volharding vrug dra. Dis maklik om met duisends na die Here toe te lei. Dis nie so maklik om hy duisend te laat verlaat nie. Ek het slegte maniere. As ek jou na die Here toe lei, ek gaan kort in loer by jou. En ek gaan kort op jou toe trap, ek beloof jy. Ek gee my jou woord. En ek gaan met jou lewe wees partydig om jou wakker te kry. Hierdie ou hoor die woord. Hy doen die woord. Hy's in 'n verhouding met die Here. Hy lewe binne die woord. Al wat tel op die einde van die dag is jou verhouding met die Here Jesus Christus. Doen jy wat hy vir jou sê. Matteus 7:24. Hoor gou mooi. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots. Daar's jou fondament. As jy môre alles verloor of jy op 'n doodsbed lê, gaan jy nog steeds in die Here vashou of gaan jy uitroep en vra waar's die Here? Waar is sy beloftes? Geloof sê hy saam met my elke oomblik. Ek kan nie vir jou goed sê wat nie in my lewe gebeur het. Dit is my voordeel. Ek was nie in 'n kweekskool nie. Ek het geleer vir pastoor, nie klaar gemaak nie. Die Here het my sê, hulle gaan jou mislei. Ek stap die pad saam met die Here. Ek het al alles verloor. Maar wie opgestaan? My liefde saam met die Here. So jy het 'n keuse. Jou huis kan gebou word op die sand of dit kan op die fondament wees of dit kan op mense se opinies wees. Wat maak jy met die woord van God wat jy elke dag kry? Elke Sondag is jy kry boodskappe. Wat maak jy daarmee? Mediteer jy oor die woord? Hoor jy wat sê die Here vir jou? Want ek kan vir jou woord gee, ek kan preek dat die spook spat. Maar as jy nie die woord vat en met die Here vanuit sorteer, wat het dit gehelp? As die woord van God nie kan ontkiem in jou hart en groei, wat gaan daar gebeur? Lukas 11 vers 27. En terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê:
Salig is die skoot wat jy gedra het en die borste wat jy gesorg het. Lukas 11:28 en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Vra weer, wat maak jy met die woord van die Here? Ek het daarom groot geword, my Bybel word ingekleer. Ek het al ras gekry daar, ek gee nie om nie. Want môreoggend as ek 'n probleem het, gaan ek terug en ek vra, Here, maar hoekom sê jy so? Ek vra weer, mediteer jy op die woord? Praat jy met die Here? Baie ons sê, Melene, kan nie hier bid nie. Ek sê, as jy nie met 5 minute begin, gaan jy nie by hier uitkom nie. Dit is al wat ek vanmôre vir jou het om te sê. Vat die woord, gaan bid oor hierdie woord. 4 soorte harte. Jy is miskien al 4 van die harte hier. Miskien is jou gebede nie beantwoord soos jy dit wil hê. God weet beter. Hy sal voorsien op sy manier, op sy tyd. Moenie jou hart verhard teenoor die Here nie. Hy is God, hy weet wat jy nodig het. Voor jy opstaan in die oggend. Op sy tyd, op sy plek sal hy dit vir jou gee, maar op sy manier. Kom ons sit, Here, dankie dat die woord uitgeskort. Vandag, Here, jy ken my, jy ken elkeen wat hier sit, jy ken elkeen se omstandighede. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat hierdie gemeente bonatuurlik sal seën. Here, dat elkeen weet, dit gaan nie oor hierdie gebou nie, dit is elkeen wat hier instap, wat dit die huis van God maak. En Here, dat hulle die houding kry van, Here, wat kan ek vir U doen? Here, want U het nou werk is nodig, U het hande en voete nodig. Laat ons ophou met ons verskonings en sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, want die oes is wel groot daar buite, maar die arbeiders is min. Here, God don't call die qualified, die qualifies the call. Here, elkeen staan voor 'n nuwe week. Hier's mense met finansiële krisisse, met gesondheid, met huwelik, met klomp probleme. Daarom bid ek hierdie week, dat die deure sal oopmaak, wat niemand gedink het kan oopgaan nie. Laat hierdie onmoontlike sal moontlik maak, en laat hierdie woord elkeen sal wakker maak, en laat hulle radikaal sal raak, met die stem van die Here, en net doen wat U van ons verwag. En Here, laat elkeen weet, ons is skielik op pad na die einde toe. Waar gaan hulle die ewigheid deurbring? In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou nagmaal hou. En besef vanmôre, daar's kinders in, kom ons noem die kerk, die EG Kerk, die APK, die gereformeer, as 'n kind mag nie nagmaal gebruik nie. Hulle ontneem die kind, die liggaam van Christus. Hy kind van my, toe sy 3 was, toe leer ek kan nagmaal. Sy gebruik nagmaal van 3 jaar. As kinders in hierdie kerk, tot op 18, wat sy nie dit mag gebruik. So kom ons kinders te na, soos ons besig om die toekoms te reüneer. Ek wil hê terwyl jy vanmôre die glasie drywers afkry, en die broodjie, die matsa, besef wat het Jesus vir jou gedoen. Hy gaan dit nie weer doen, hoor mooi wat, hy gaan nie terugkruis, hy het dit klaar gedoen. Dit is tyd dat jy dit moet vat, en jou eie maak. Ons het nou op 'n mannekamp nagmaal bedien, dat groot manne, soos babetjies gehuil het, oor ontmoeting met die Heilige Gees. Besef vanmôre, nagmaal, the meal that heals. Jesus het met sy lewe vir jou 'n prys betaal. Hy is aanvaardig gestaan. Hy is onherkenbaar geskenk vir my en vir jou. Besef vanmôre wat Jesus vir jou gedoen het. Vat dit met al twee hande. En wat ons ook moet weet, die nagmaal was nooit vir die kerk gestel. Want wie is die koning, priester en profeet? Die man. Dis vir jou gestel. Ons hou Vrydag aande nagmaal. Dan salf ek my vrou en my kinders, of daar is die randsoring. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in nag wat hy verraai is, waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtes. Here, so 'n stukkie brood, so groot betekenis. Vanmôre bid ek dat U dit sal seën in elkeen se liggaam. U weet wat elkeen nodig het, en dat hulle sal weet, U het reeds die prys vir hulle betaal. In Jesus naam. Amen. Net so op die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daarin tot my gedagtenis. Here, dankie dat Jesus se bloed vir elkeen van ons gevloei het, dat hy aan ons gedink het, vir ons daai prys betaal het. In Jesus naam. Amen.
Terwyl jy glasies opneem, wil ek net voor ek afsluit, gou vir julle net van 'n getuienis vertel. Ek is baie lief om vir mense te sê, moenie die Here in 'n vuurhoekie boksie sit nie. Glad nie. Ek kry so 2 weke terug 'n boete, 'n aardige boete, maar as hier, ek staan 4 uur op in die oggend en kry die boete en ek nog, ag nee, want ek weet ek is partykeer haastig. En nou maak ek die boete oop en dit is 'n aard toe en R500, maar as ek nou betaal R250 en ek dink, kom ek betaal nie die ding, ek gaan hom nie, want gewoonlik print ek hom uit en ek kyk waar sit en ek gaan nie EFT om en ek betaal hom. En onmiddellik vra die bank vir my, maar as ek seker, ja, seker. Onmiddellik is dit 'n scam. En hulle slip R3.800 uit my bank uit. En onmiddellik aan na 6.100, nog 'n 6.100. Gelukkig die bank stop die laaste 2 transaksies. Wag en ek bel die bank en maak 'n bedrogsaak en sy ou sê vir my, meneer, ons sal maar kyk, want dis Aisha Jakarta. Ja. So raak ek stil nadat, nou is ek in chaos, want ek kan nie R4.000 verloor, ek is jammer. En ek gaan sit en bid, ek sê, Here, as ek gaan gamble, of as ek gaan dobbel, of enigiets gedoen het, wat buite U wil was, verloor ek hierdie geld met 'n smile. Ek sê, ek wil die regte ding doen. Ek vra hierdie geld, nou terug in Jesus. Daai wat het gesteel het, werkelaar bring my geld terug in Jesus. Amen. Gaan aan, 8 dae later, toe betaal hulle my geld terug. As ek kan vir jou op my bank wys, dis om ek vir jou sê, dis onmoontlik as jy logies daaroor dink. Wat 'n scammer, hy steel dit om dit te steel. Ja. Moenie die Here in 'n vuurhoekie boksie sit. Amen. Kan ek amen? Wil jy nog iets sê? Ek verna jou. Okay, Here, dankie dat ons kon nagmaal hou. Dankie vir U genade. Dankie dat U saam met ons is. Here, U wat in ons is groter as hy wat in die wêreld. Ja. Daarom bid ek vanmôre, Here. Ek wil spesifiek Matteus 3 vers 11 oor elkeen bid. Waar Matteus sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as hy. Wie se skoene het nie warms aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dankie Jesus dat ek nou kan bid vir elkeen wat hier sit. Doop hulle met die Heilige Gees, maar op die vuur van God. Here, laat daar 'n nuwe vuur in hulle sal opstaan. Laat hulle 'n waarde en identiteit in U sal kry en weet hulle is goed genoeg. Ek bid vir hulle week vol wonderwerk en ek bid dat hierdie gemeente sal groei om hierdie dorp na God toe te dra. In Jesus naam. Amen. Amen.